Nou die. Reg. Broer en suster, vir my kant af is dit 'n voorreg om almal hier te verwelkom. Ek wil vir jou dankie sê vir jou teenwoordigheid hierdie afgelope paar aande. Dit is vir my 'n voorreg gewees om dan ook saam met julle in hierdie week van gebed so 'n bietjie te kyk na die Onse Vader gebed. En ek hoop dit was vir jou ook tot seën gewees in hierdie afgelope paar aande. En so ook bid ek vanaand weer saam met jou. Mag jy die teenwoordigheid van die Here en van ons Here Hemelse Vader beleef, ook in hierdie aand en ook so in die tyd wat voorlê. Ons gaan begin met ons toetrede lied. Ons gaan lied 450 sing. Kom ons sing staan, en dan sing ons hierdie lied staan en dan kan u weer na die tyd u plek inneem. Ons sing al 3 verse asseblief dan nie. Of al 2, ek dink daar is net 2 versies van hom. Yes. Kom ons bid saam. Ek soek U, o God my God. Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees om daardie mag en die grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sien my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met my jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek U is vir my 'n hulp. Bly altyd naby U, Here, want U hand ondersteun my. Here, groet jou vanaand met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Mag God ons Vader en Here Jesus Christus en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, ons gaan staan en sing ons 2 liedere saam. So direk na mekaar, lied 492, so wat ons die afgelope paar aande gedoen het, in U is vreugde. Hy 2 verse wat ons gaan saam sing, en dan daarna Vlam 118, bly volhard, soos atlete. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere en sing ons dit hartlik saam. Is vrede.
niks wat ons skei nie, niks kan ons skei nie, skei van die Here, ons Here, U is ons vreugde, halleluja. Sing dan sommer so wat ons staan, Psalm 118, bly volhard soos atlete, al 3 verse asseblief dan nie. Bly volhard soos atlete, dis ook wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlosters wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugde daarna het hy smarte gedra, hy begin net versterk ons geloof. Ek kan die plek inneem. Soos by die afgelope paar aande die gewoonte is, gee ek 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, ons kom dankie. Here, dat ons weer hier by mekaar kan wees. Ons kom dankie, Here, dat ons kan terugkyk na 'n week. Here, waar ons kon leer van die heiligheid, van U wil, van die vergifnis wat U vir ons elkeen gee. Here, van die lewe waartoe U ons roep. Ons kom dankie, Here, dat ons hier kan wees, ook in hierdie aand. Dat ons kan weet, Here, soos wat die psalmdigter uitroep, roep ons ook uit. Here, ons bly naby U, ons wil naby aan U wees. Here, want U hand ondersteun ons. U kom vir ons toe, Here, in die goedheid, in die guns, in die genade, in U liefde. Here, ten spyte van ons bekommernisse, ten spyte van dit wat buite gebeur, ten spyte van dit wat in hierdie wêreld rondom ons aangaan, Here, kan ons weet, ons is geborge in U. En ons kom vra U, Here, hier waar ons ook saam is, in afhanklikheid van U, Here, kom vra ons U, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ons lees saam weer uit Matteus 6. Ons lees vanaf vers 9
tot by vers 13, die hele gebed, dan soos wat Matteus hom dan opgeteken het. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons lees tot sover. As jy nou die kantaantekeninge daarby lees, dan gaan jy sien dat die gedeelte dan bygevoeg word, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. As ons dink aan die Onse Vader gebed, veral as ons dit sing, gebeur daar iets. Daar's iets spesiaals, daar's iets wat ons op 'n manier roer. As ek nou dink aan Sondag, toe ons ook vir mekaar gesê het, kom ons sing hierdie gebed saam as gemeente om te sê, maar ons soek saam na die wil van God vir hierdie jaar. Gebeur daar iets. Daar's iets as ons die Ons Vader gebed sing, of jy nou kan mooi sing en of jy nou net kan diep sing of net kan hoog sing. Almal probeer, almal sit in en almal gee hulle bes, want dit gaan ewe skielik daaroor dat ons direk God se woorde kom aanhaal. Dit gaan daaroor dat ons in hierdie gebed iets beleef van God se genade, van die heiligheid van die Here. Dit gaan daaroor dat ons mekaar sê, maar eintlik in hierdie gebed, as ons dit so saam sing, as ons dit saam lees, juis ons as gebroke, stikkende, afhanklike mense, wat hierdie woorde kom sê, maar aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. As ons hierdie aanhaling lees, as ons hierdie vers saam lees wat 'n byvoeging is tot die oorspronklike gebed, dan weet ons Matteus self het dit nie ingeskryf nie. Ons weet na aanleiding van die Matteus Evangelie het Jesus dit ook nie vir die disippels geleer nie. Maar die interessante deel wat wel 'n werklikheid is, wat wel waar is dat Matteus die bewus was van hierdie aanhaling. As ons so 'n bietjie terugblaai in die Bybel, dan blaai ons terug tot in Kronieke 29. Kronieke 29 vanaf vers 10 tot vers 19 lees ons waar Dawid kom en sê, maar ek wil 'n huis vir my Here bou. Ek wil 'n huis vir God bou wat sy hartsbegeerte is, 'n tempel vir God wat teenwoordig is by sy volk. Ons sien hoe Dawid hierdie volk op 'n manier kom aanmoedig, kom sê, maar bring boumateriaal, skenk, neem deel. En ons sien vrygewigheid, ons sien hierdie volk wat bymekaar kom en Dawid wat op 'n manier uitbars in lofprysing. En hoor die gebed, die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde, aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Wie is ek? Wie is my volk? Net soos al ons voorvaders, is ons by U, sonder reg of aanspraak.
En as ons hierdie woorde hoor, sien ons juis die lofprysing, die afhanklikheid van Dawid as hy hierdie gebed bid. Ons sien in die Onse Vader juis die afhanklikheid van my en van jou. Ons sien in hierdie gebed 'n spieël wat voor ons gesit word. 'n Afhanklikheid, ewe skielik, ons eie gebroke mens wees, en God in sy grootheid en sy genade wat teenwoordig is. Singend, baie keer in 'n gemeente, stil, agter 'n toedeur in my binnekamer. Here, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Uit Hom, soos ons ook vir mekaar baie keer sê, uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Ons sien hoe hierdie gebed my en jou kom innooi. Ons het gisterand gepraat van vergifnis. Die Here wat vir ons kom sê, kom leer, maar besef vir 'n oomblik, my vergifnis was vir jou, en so kom roep ek jou ook op, om die wat teen jou gesondig het, te vergewe. En in hierdie gebed sien ons eintlik al ons eie wanopvattings van wie God is, van wie die Here is, eintlik ontbloot. Eintlik op 'n manier kom sien ons wie die Here eintlik is. En ek lees hierdie aanhaling, wie sal ek wees voor die Here, as ek het om niks meer, as ek niks meer het om vas te hou nie? Wie sal ek wees as ek met leë hande voor U kom staan? Wie sal ek wees as ek alles vir God gee, sodat ek met oop hande voor God kan buig? Eerlik, opreg. Wie is ek as al my voorgee, as al my maskers wat ons so baie keer opsit, net om aanvaarbaar te lyk vir hierdie wêreld, as al daai goed weg is ek eerlik voor myself kom staan in hierdie spieël en sê, Here, hier is ek. Ek dink dis is aan die een kant is dit 'n stuk bevryding, maar aan die ander kant is dit ook 'n skrikwekkende gedagte. Want ewe skielik is ek met my eie gebrokenheid, met my eie broosheid, met my eie menswees voor die Here. En net nou vra die Here vir my, net te veel. Net nou vra die Here, net dalk vir my iets waarvoor ek nie kan sien nie, in my eie broosheid. En daarom is ons baie keer op 'n plek waar ons mekaar sê, maar ons sukkel om alles te gee. Ons sukkel om onsself prys te gee, soos wat die Here vir ons kom oproep. Kom sê, maar gee jouself prys. Jy moet jou kruis opneem en agter my aanloop, agter my aankom. Ons mis die beloftes wat daarmee saamgaan van God wat voorsien. Ons mis die beloftes van hierdie gebed. Here, gee ons. Here, vergewe ons. Here, beskerm ons. Kom vou ons toe in die genade, U grootheid. En as ons dink aan die Onse Vader gebed, is dit juis 'n gebed wat ons bid wanneer ons eintlik nie perfek is nie.
Wanneer wat ons bid of ons goed of sleg is, wat ons mekaar sien, maar maak nie saak wat ons is nie. Ons is in afhanklikheid van die Here. Ons leef in afhanklikheid van God, wat teenwoordig is, wat heilig is, wat by ons teenwoordig is. In die oomblik wat ek en jy die Here ons Vader noem, hoef ons vir 'n oomblik nie meer voor te gee nie. Die ruimte is veilig. Dis 'n plek waar ek my hart op die tafel kan kom sit en sê, Here, hierdie is my worsteling. Hierdie is my bekommernis. Hierdie is my struikelblokke. My tekortkomings. Here, gee U vergifnis. Here, gee U daaglikse brood. En as ons dit vir mekaar sê, kom daar net so 'n tyd dat ons van hierdie binnekamer af van ons knieë af kan opstaan. Dat ons na die lied wat ons saam sing in 'n gemeente kan buitentoe gaan. Die getuienis kan gaan leef van God wat teenwoordig is. Want aan die Here behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En as ons dink aan ons eie lewe, as ons dink oor hoe ons in ons verhouding met God leef, is dit juis die uitdaging om te sê, maar ek leef die liefde wat God vir my het. Wat ons lees in hierdie gebed, leef ons uit, gaan soek ons ook in hierdie God gegewe wêreld. Gaan dra ons uit die wete dat God gelyktydig die liefde vir ons gee, maar ook die liefde vir ons gee om te gaan uitdra daar waar ons gaan. Ons leef dit op 'n manier binne en buite ons, binne die teenwoordigheid van God en buite die wete, die tyd het aangebreek. Een van die gebede wat Jesus spesifiek vir sy disippels ook kom bid, die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, kom sluit hy af. Die tyd het aangebreek. En na die gebed staan Jesus op en hy sê vir sy disippels, kom. Die uur is hier. So ook beleef ons hoe ek en jy gevoed word deur die liefde van God. Beleef ek en jy ook hoe ons geroep word om die liefde van God te gaan bedien in hierdie wêreld. Die wêreld moet hoor, God het hulle lief, net soos die Vader die Seun liefhet. Dis waarmee Jesus afsluit in vers 23. Die wêreld moet hoor dat God hulle net so liefhet, soos wat die Vader die Seun liefhet. Waar los dit my en jou? Ons kan na hierdie Onse Vader gebed kyk en ons kan beweeg word deur die musiek, die ritme. Ons kan beweeg word deur die woorde, maar as ek en jy dit nie gaan uitleef nie, slaag dit sy doel. Ons hoor die woorde, die wêreld moet hoor, God het hulle net so lief, soos die Vader die Seun liefhet. En besef ons die intensiteit van God se liefde, wat God vir my en vir jou het.
Dat ek en jy op inderdaad moet erken dat God hierdie wêreld net so lief het. Johannes 3 vers 16, dat hy sy seun daarvoor gee. Maar as ons kyk na die tydsgees, as ons kyk na die geskiedenis van die Bybel, Jood en Griek, Jood en Samaritaan, ek in hierdie wêreld. Ons kies, ons is baie uitsoekerig met wie ons lief is en vir wie ons lief is. En ons mis die woorde, wie nie lief het nie, ken my nie. Ek en jy, ons as gemeente, ons as gelowiges, leef in 'n tyd wat ons weer vir mekaar moet sê, maar waarmee is ons besig? As so 'n boekie geskryf, vlieg, die kerk is uit. En die suggestie van hierdie boek is die tyd van die kerk is verby. Want die kerk gaan meer oor populariteit. Dit gaan meer oor wie die mens is, as wat dit gaan oor wie God is. In hierdie gebed leer ons weer van die heiligheid van God. Ons hoor God wat teenwoordig is. Ons ontdek die sorg van die Here. Ons ontdek die vergifnis wat die Here vir my en vir jou kom gee. En in 'n intieme uitnodiging, God wat vir my en vir jou bewaar, beskerm. En hierdie krag wat ek en jy beleef van God wat in ons teenwoordig is, wat hierdie wêreld kan verander. Mag ek en jy, broer en suster, hierdie gebed net as 'n stuk ritueel sing of opsê nie. Maar mag ons dit sien as die kern, as die essensie van dit waartoe God ons roep. Om 'n vol lewe te leef. Lewe van vergifnis, 'n lewe van lof vir God wat teenwoordig is, 'n lewe wat ons die heiligheid van God uitdra. En mag ons op soek wees na voortdurende verdieping in 'n verhouding met God. Mag ons erns maak daar waar ons gaan. Mag ons die aanspoor wat nie hier is, om dit ook te doen. Mag ons aanspoor en sê, maar die Here stuur ons en roep ons daar waar ons gaan. Ons sluit af hierdie week waar ons so 'n bietjie kom bid vir vrede. Vrede in ons land. Maar ek dink ook die vrede strek soveel verder en is soveel verder nodig as net hier. Ons kan soveel goed opnoem. As ons na hierdie wêreld kyk, as ons dink aan Rusland, as ons dink aan die oorlog waarvan ons hoor, maar daar ook terselfdertyd, weet jy wie van julle kan hom voel en wil hy onthou by die ouete huis nie, hy het altyd gepraat van dat daar 'n kentering, mooi woord, 'n kentering sal wees in hierdie wêreld. 'n ommekeer, dat ons weer sal erns maak met God, wat hier is, wat by ons is. Mag ons dit uitleef, mag ons ook daarvoor vra, dan in hierdie aand. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van gebed, en dan gaan ek ook geleentheid gee, as daar iemand is wat wil hardop bid,
gaan ek ook dan daarvoor geleentheid gee. Kom ons sluit die oë. Here, as ons in hierdie aand kom stil word, Here, is dit met 'n groot stuk dankbaarheid. Here, is dit 'n groot stuk afhanklikheid wat ons, Here, ook hier by mekaar is. Here, en kom vra ons U, Here, kom bid ons U. Kom smeek ons U eintlik, Here, vir vrede. Here, dat ons vir 'n oomblik kan asemhaal. Here, ons kom bid, Here, vir die konflikte wat daar is in hierdie land. Die rissies, die partytrekkery, Here. Ons kom bid, Here, vir vrede. Daar waar daar ook, Here, verkiesings weer voor lê. Kom bid ons, Here, vir U leiding. Ons kom bid, Here, vir vrede. Ons kom kyk na die wêreld, Here, waar daar soveel gerugte van oorlog is, soveel oorlog wat daar werklik gebeur, dat ons ook, Here, nie anders kan as om te vra, Here, dat U sal ingryp, dat U, Here, ook U genade daar sal laat kom. Dat U die vrede sal bring wat nodig is. Maak ons, Here, U getuies. Here, ons kom bid vir 'n ommekeer, vir 'n omdraai. Ja, vir 'n kentering terug na U toe. Dat ons, Here, weer sal besef wie U is. Dat ons sal besef hoe groot, almagtig U, Here, God is. En dat ons, Here, U mag aanspreek, U mag aanroep as ons Vader. Die Here wat sorg. Dankie, Here, dat ons kan leef in die wete dat U ons nie los nie. Dat U, Here, by ons teenwoordig is in ons tekortkomings. Maar dankie ook, Here, dat ons kan besef dat U ons die krag en die genade gee om U roeping in hierdie wêreld vir ons, vir U te gaan uitleef.
Mag ons Here nie huiwer nie, mag ons nie bang wees nie, mag ons nie terugstaan nie, mag ons sê Here, soos Jesaja, hier is ons. Stuur ons Here. Ons kom bid dit en ons kom vra dit Here in U naam. Amen. Broer en suster, ons sluit af. Na aanleiding van die feit dat ons die afgelope week oor die Onse Vader gepraat het, kom ons sluit af dan ook met hierdie lied. Ek vra dat julle sal staande bly en dan sluit ons dan daarna af met die seën. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. 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 Broer en suster, 'n mooi aand vir elkeen van julle. Blik.